Jy weet, Johnny het die vermoë gehad om ander mense hart te kry op een of ander manier. Ways to freedom for Johnny, to travel to freedom. Hy het weggeloop van die plek waar hulle hom so gemors het, en hy het na Pettiele toe gegaan, en hy het op die trein geklim, en gegaan, en het hy het geweet Wellington toe, en het by Bekoenie afgeklim in Wellington, en daarvan af gestap, tot by Pettiele se huis. Onmiddellik soos onmiddellik neem hierdie twee mense 'n besluit wat 'n ommekeer in my lewe beteken het. My kind, ek sal jou nooit ooit van hier af laat gaan nie. Ek en Uncle Edgaris gaan vir jou 'n way maak. En dis hoe Johnny se lewe regtig sy nuwe lewe begin het. Want hulle het gesê hy bly net hier, en hulle het hom ingevat en hy het daar gebly by hulle. En hierdie gedeelte is baie belangrik. Jy weet, Johnny moes nou ingeskryf word by die skool, by die Noorderparel, die Parel, die wat Noorderparel ken. En Johnny het nie 'n dokument gehad nie 'n geboortesertifikaat of iets nie. En Pettiele moes hom inskryf, maar hy het 'n doopseel gehad. En nou sê hy toe nou, spyt is dat aan die Petty nie my van kon verander gekry het nie, van Davids na Klaasen, my pa se van. Daarvoor het sy een van my biologiese ouers sy toestemming nodig gehad. So, Johnny wou 'n Klaasen wees. Davids was hy, maar ongelukkig op sy doopseel het Davids gestaan, en hy wou eintlik. Maar op die stadium wou hy net 'n geboortesertifikaat hê. Johnny het vir 6 maande in Suid-Afrika gebly, saam met Pettiele. En toe kom Johnny nou Walvis Bay toe, want die grootouers het gesê, bring ons 'n kind huis toe. Johnny se pa en sy pa se susters, my maale nou. Toe sê hulle, bring vir Johnny huis toe. Daar vloei nietemin sterk basterbloed deur hierdie are van my, waarop ek baie trots is. Daar heers 'n soort energie, samehorigheid en omstandigheid en liefde onder familie is nou in Walvis Bay, wat ek nog nooit in my lewe ervaar het nie. Hierdie Namibiese volk is iets anders, iets lekker anders. Elkeen het 'n bynaam gehad en 'n noemnaam wat eie aan daardie persoon se karakter was. Deur hierdie boek gee Johnny ook erkenning aan sy Walvis Bay se familie. Johnny het op 'n stadium het nie gewerk het, toe hy Loederens toe gegaan en het ook daar gaan werk. En wat Johnny ook sê, niemand het my ooit verstoot, sleg gesê en verwerp nie. Jy kan nie eens die twee wêrelde van Johnson en Mookie se families met mekaar vergelyk nie. Dit is soos dag en nag. Dit is nou die familie in Suid-Afrika en die familie hierso. Na Omalofo se dood het ek by Osituri het daar oor my ontferm. So Johnny het rondbeweeg tussen die familie. Die ander aspek wat vir my uitgegaan het omtrent my nuwe familie, was 'n liefde en omgee vir my en vir mekaar. Die liefde vir sport, veral rugby, en die liefde en respek vir God. Johnny was ook 'n kragtige cricketspeler. Hy sê die man wat hom in cricket blootgestel het, was Edgaris geweest. So, jy kan dit agterkom, Edgaris en Petty het 'n groot rol in sy lewe gespeel. Nou sê ek draai hierdie hoofstuk van my op aan elke liewe familielid van my op. Dis nou my Namibiese en my Bolandse familie. Ek het nog nooit elkeen persoonlik dankie gesê nie. Maar met hierdie skrywe, met hierdie hoofstuk, sê ek vir elkeen van julle baie dankie. Familie Johnny was lief vir julle en ons was lief vir Johnny. Ons was trots op Johnny. Hy het sy passies nagejaag. Hy het sy drome nagejaag. En hy het die een oomblik teruggestaan vir enigiets nie. Hy was 'n man met 'n plan.
Sy het gekom met die idee by altyd vir die ouens en sê, kom my ouens, kom ons doen het. Die volgende oomblik sal ek sê, oké, kom ons doen hom so en so. Want vir my, as die 16 April, haar oggend, wat nooit hetzelfde sal wees. Maar ek eer die vir 'n man soos Johnny, ek weet, ek is ook baie, ek het beloof, ek sal by jou staan deur goed en sleg, deur siekte en gesondheid. En ek het by daai belofte gestaan, om in soos, om 'n sosiale of 'n openbare figuur te wees, reg baie. En terwyl jy daar buite is om te werk, het jy 'n familie en kinders wat by die huis sit alleen, sonder 'n pa. Nie omdat die pa nie daar wil wees nie, maar omdat die pa sy beste wil gee vir sy kinders. En daarvoor is ek dankbaar. Hy wil die beste vir my hê, hy wil die beste vir sy kinders hê, hy wil beter hê as wat hy kon, ooit hê. So Boetjie het 'n nuwe naam kom kry. En so het hy die legacy gelos. En almal van ons wat hier sit, het 'n Boetjie storie om te vertel. Maar dis wat jy met dit gaan doen, wat op die einde van die dag, jy weet, jou troefkaart gaan wees. Ek wil graag vir julle sê, jaag jou drome na. Moenie dat dit hier stop waar dit is hier. Die Here gee vir ons elkeen 'n nuwe naam. En so glo ek, dat Johnny altyd gepreek het, begin in Genesis, vir Abraham geseën, en hy het vir Abraham verder gegaan en gesê, ek gaan ewen jou vrou seën, en ek gaan vir haar ook 'n nuwe naam gee. So jaag die dinge van die Here na, wat hy op jou hart geplaas het. Ek dink in die stilte tye weet ons elkeen wat jou doel is op aarde. En ek wil sê, Johnny het sy calling, uit sy purpose uitgeleef. Hy het nie net drome nageleef. Ek dink hy het sy purpose uitgeleef. Hy kon sy boek skryf, hy kon soveel dinge doen, hy kon elke ding wat hy gelaf het, het hy die beste van gedoen. Ek vir die jong mense en elkeen van die kan sê, as jy iets doen, doen dit voluit. Lewe voluit. Jy weet nie wat die dag van môre gaan inhou nie. En hierdie week was daar nog die sleg wat daarmee saamgegaan het. Afgelope week en 'n half was daar baie negatiewe goed gewees. Mense het op Johnny se graf gedans. Maar vir hulle wil ek sê, dis die verlede, wat ook al in die verlede gebeur het, is die verlede. Die woord van die Here sê, die wat teruggaan na die verlede is soos 'n hond wat teruggaan om sy braaksels te eet. So ons het gestaan in die woord van die Here, en ons het vergewe. Johnny het vergewe. Hy het baie gehad om nie te kon vergewe nie, maar hy het vergewe. Want vir die van julle wat daar buite is en wat die verkeerde indruk van hom gehad het, hierdie is die Johnny wat ek geken het. Hy het sy volle wapenrusting elke liewe dag aangesit. Hy het vergewe, hy het aanbeweeg, en meeste van hy het lief gehad. En daarvoor sê ek julle, geliefdes, kom ons lewe in liefde. Kom ons lewe in vrede. Kom ons vat hierdie legacy en ons vat hierdie fakkel. Want ons doen dit nie vir iemand hier om jou nie. Ons doen dit vir die Here. En ek sal aanhou om kingdom werk te doen vir die Here. En ek sal aanhou om wat ook al Johnny vir my geleer het, en wat ook al projek ons van gedroom het, sal ek tot die beste van my vermoë doen, om het klaar te maak, en om het te voleindig. Vir elkeen wat vir ons 'n woord gegee het, 'n bemoedigende woord, 'n gebed, dit beteken so baie. Dis al wat vir my staande op die oomblik. Van my af en van my familie af, die diepte van ons hart uit. Baie dankie. En van my kant wil ek sê, rus in vrede, Johnny. Jy is geliefd. En ek wens jy kon sien hoe geliefd jy was terwyl jy gelewe het. Maar baie dankie. En die lied wat Johnny in COVID-tyd gedoen het,
is die lied wat vir my deurgedra het. En op daai stadium met Johnny in die Kaap, met sy vrou, COVID. My seun Romano in Windhoek, COVID. Hierdie kan kry Terren, my kind COVID. Is moeilik. En Johnny het hierdie lied geskryf, die oomblik soos die. Toe ek by Legeer gewerk het ek vir Johnny daar by my gevat om te casual werk. Sê vir hom, Johnny, hier moet jy nou begin leer om te werk, want hier moet jy leer om customers te werk en verkope te doen. En wat Johnny toe eendag gemaak het, want er is buitelanders wat koop en er is buitelanders wat shopping en hulle gaan aan en hier moet, sê ek vir Johnny, jy moet nou die man verkoop van kop tot tone. En as hier uitstap, moet hy klaar ready hier uitstap. Johnny vat die kleren en hy gee vir die man en die man, hy vat die man sy size. Wat hy met die man doen, hy trek hom die t-shirt agterste vooraan. Hy trek die man die jean agterste vooraan. En hy sê vir die man, kom uit en kyk na die spieël vir jou. Nou die man verstaan nie Engels of Afrikaans nie, want dit is 'n buitelander. Hy wys net met die hande en jy moet so lyk en so lyk. En die man verstaan nie. Maar Johnny is so ernstig om die man aan te trek. Toe vat hy die man terug en hy wys vir die man dit. En die man betaal nie. Ek vra Johnny, wat het jy met die man gemaak? Elsa, het gesê mys van kop tot tone aan. Ek moes sê jy pas in die agterste vooraan. Hy sê, nou dis nou om, hy het so van alles, het hy altyd 'n joke gemaak en altyd ernstig. En Johnny was 'n mens wat nie gehou het van konflik nie, hy het nie gehou van stryd nie. Ek koop vir hom 'n boek om uit te pas. Ek gee hom die boek. Hy het binne 'n week het Johnny linnes gekry en uitgepas. Hy het gaan begin by CNA, daar te gaan gewerk. Van daar af het hy na Supreme toe. Van Supreme af het by Joanna hulle gaan gewerk. En Johnny en Vivian met al die stomste dinge aangevang het. Die twee kinders. Het hy so 'n sterk vrou gehad. Hy vir Liesel was vir Johnny deur dik en dun. Was Liesel daar. Liesel, baie dankie. Liesel, jy sal nog altyd vir ons Liesel wees. Jy sal nog steeds familie van ons bly. Ons sal jou nie wegstoot nie. Ons sal jou nie van ons af weghou nie. Jy sal nog deel van ons wees, Liesel. Jy en jou kinders. Ek wil vanaand namens die Mighty Men Namibia vir Liesel en haar kinders, haar seuns, baie sterkte toewens. Maar ek wil ook vanaand vir die gemeenskap van Walvis Bay sê, Johnny het dit van adres verander. Hy is miskien vanaand nie meer met ons nie, maar hy is op 'n baie beter plek vanaand as wat ek en u is. En die woord van die Here sê in Psalm 116 vers 15, kosbaar in die oë van die Here is die dood van sy gunsgenote. En ek kan vanaand met 'n vrymoedige en 'n blymoedige hart kan ek sê, Johnny was 'n gunsgenoot van Jesus Christus. Want ons hom November maand in die Kaap ontmoet het weer na baie lang tyd, kon ek sien hoe die Here se uitstraal uit Johnny uit. En hoe Johnny die Here in alles wat hy doen kon vereer. En dit is wat ons vanaand moet doen, om die Here eer te gee vir 'n man, wat 'n legacy nalaat vir sy kinders en vir sy kinders se kinders. En dit is waarvoor ons op hierdie aarde is, om 'n verskil te maak vir Jesus Christus. Johnny die naam van die Here aangeroep, tydig en ontydig. En daarvoor eer ons hom vanaand. Hy sou vanaand op hierdie steeds gestaan het om te oefen. En hy het vir my gesê, in 2 nagte voor hy huis toe is, het hy gesê, Romy, ek kom huis toe, om my storie te kom vertel. En vanaand vertel Johnny vir ons 'n storie van hierdie steeds af. Ek weet of u dit weet vanaand, maar hy vertel vir ons 'n storie, en u moet die storie beginne lees, deur Boetjie. Die Boetjie van Walvis Bay,
vertel vir Walvis Bay 'n nuwe storie. Net soos die Here hom 'n nuwe naam gegee het. Kom vertel die Here vir Walvis Bay 'n nuwe storie. En Walvis Bay, julle sal moet opstaan en luister wat die Here vir julle wil vertel. Ons gaan nie soos mense treur wat geen hoop het nie. Want ons hoop is in Jesus Christus. Want Johnny se hoop was in Jesus Christus. En die song sing, toe sê in 'n oomblik soos die, het ek die nodig. Johnny se storie het nie goed begin nie, maar het goed geëindig volgens God se boek. Johnny was 'n kind toe hy sy eerste kind gekry het. Hy was 'n seun wat nie eens weet hoe het is om 'n pa te wees nie. Hy het nie geweet wat is om 'n pa te hoe om 'n pa te wees nie, want hy het nie 'n pa gehad nie. Maar die Here kom en die Here gebruik Liesel en die huwelik en die kinders in die huwelik om 'n pa te maak. Namens FNB Kudu Rugby Club weet ons kranige sportliefhebber van rugby, cricket. Ek het my altyd verkyk en geluister wanneer Johnny op die TV gepraat het of oor die radio of wanneer hy net in 'n gesprek met jou was oor die kennis wat hy gehad het oor elke sportsoort. En so tydjie terug toe Liesel nou daar van die kar af stap op pad hiernatoe en sy kom stap alleen aan, toe ruk dit my weer. 'n tydjie terug in Mamasbury by die Sewes het Liesel en Johnny ook so kom aanstap. En hy glimlag het my altyd aangegryp, die manier hoe hy jou gegroet het, die oorspronklikheid, die nederigheid wat hy gedra het. Vanaand is sy stem stil, maar ek herhaal myself, sy nalatenskap leef voort in ons harte. Laat 90s, vroeg 2000s, het hy ook die Kudu-truig met trots gedra. En verlede jaar toe ons vir die eerste keer in die bestaan van die klub se geskiedenis die liga kon verower, was dit een van die eerste persone daar uit Suid-Afrika uit wat 'n voice note gestuur het oor sy opgewondenheid en hoe trots hy is oor wat gebeur het en wat Kudus vermag het. Die dank gaan ons aan ons hemelse Vader vir die gawe van vandag. 'n dag wat afgesonder is om die lewe van Johnny Davids te eer en te vier. 'n man van inhoud, 'n toegewyde vader, 'n geliefde familielid, 'n broer, loyale vriend, kollega en 'n mentor. En 'n waarlike ikoon wie se lewe baie aangeraak het. Dit was regtig 'n absolute voorreg om hierdie merkwaardige man van God te ken en saam met hom op pad te stap. So 2,5 dekades gelede vir Johnny in Walvis Bay ontmoet. Saam met John Haynes, Vivian, Joe Blom en al die wonderlike mense van Walvis Bay, van Narrawal, wat ek in die vroeg 2000s ontmoet het, tydens my tyd hier by die kus. Regtig mense wat warm harte het, oop en opreg was. Die oomblikke wat ons gedeel het was ryk van betekenis, gevul met lag, avontuur, diep gesprekke en herinneringe wat nooit kon uitgewis wees nie. Dit was nie net oomblikke nie, dit was beleggings aan ons menswees. Johnny se lewensverhaal is nie myne om te vertel nie, maar dit spreek van selfboekdele. Het is 'n verhaal geskryf in moed, geanker in onwrikbare geloof en gedryf deur doelgerigtheid. Het is 'n getuienis van veerkragtigheid, van opstaan bo uitdagings en van 'n lewe van ander geïnspireer, wat ander geïnspireer het om te glo, te volhard en om God dieper te vertrou. Johnny, jy is 'n legende in jou eie reg, 'n man van moed, 'n pilaar van krag, 'n held vir baie. Die lewe wat jy geleef het en die waardes wat jy gedra het, sal ver verby hierdie aardse reis weer klink. Jou nalatenskap is nie net herinneringe, is nie net in herinneringe vasgevang nie. Dit leef voort in elke lewe wat jy aangeraak het
en hy het baie mense aangeraak. Het Nico Kiesting iets gepost wat Johnny tydens COVID 'n lied wat hy geskryf het wat hy sê Heer, neem beheer. En vandag word dit ons gebed. Here, neem beheer. Neem beheer oor elke hart, elke traan, elke onbeantwoorde vraag. Neem beheer oor die familie en omring hulle met u genade. Skenk aan hulle 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. 'n Vrede wat net u kan gee. Johnny, my vriend, jy is nou in 'n plek van rus, van heelheid en van ewige vrede. Rus sag, jy sal diep gemis word. Amen en amen. Thank you. The MultiChoice and Canal Plus family pauses to honor and celebrate the life of Johnny Davids, a gifted creative whose professionalism, humility, and dedication made him stand out in every space he occupied. Johnny was more than a respected colleague. He was a storyteller who took Namibia to the world and brought the world to Namibia. As a broadcaster with Super Sport since 2012, a musician within mostly the gospel genre, and the radio presenter, he made a meaningful and lasting impact across multiple industries and audiences. Those who had the privilege of meeting and working with Johnny will truly remember his generosity, his generous spirit and respectful nature. Whether in front of the cameras or on the mic, Johnny brought warmth to every space he occupied. At MultiChoice, we value storytellers who fully appreciate the responsibility that comes with platforms as influential as DSTV. And Johnny embodied this responsibility with grace. His contributions will always form a lasting part of our SuperSport legacy and will continue through the programs he helped shape and individuals he inspired along the way. On behalf of Canal Plus and MultiChoice, we extend our deepest condolences to Johnny David's family, friends, and loved ones. We share in your loss and honor his memory with gratitude, respect, and appreciation for a life well lived. Liesl and the children, the young men, thank you for sharing Johnny with us, not only here in Namibia, but across where our platforms could reach. And we pray that God will give you lots of strength and that Johnny David's legacy and his hard work will continue to find place in our hearts.